Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek wil begin met 'n storie van Sint Augustine en so vir die wat nie weet wie dit is nie, dis 'n baie bekende teoloog wat letterlik gelewe het iets soos 350 jaar net na Christus. En so Augustine het in sy vroeë lewe homself beskryf as 'n sex addict. Hy het verskriklik gesukkel met seksuele sondes terwyl hy nog steeds God wou gehad het hy nog steeds hierdie versoekings gehad na seksuele sondes. En so hy beskryf en skryf op 'n punt dat in sy hart het hy het gevoel asof sy siel na twee kante toe getrek was. Aan die een kant word getrek na die liefde van God wat hom bevredig en oorwin het. Maar aan die ander kant word hy getrek na hierdie las wat vir hom plesier gee en hom gevlei het. En so op 'n dag met hierdie teenstrydige worsteling binne hom, loop hy saam met 'n vriend in 'n binne-erf. Maar hy het so hardop begin worstel met hierdie kwaad en woede en sonde binne hom, dat hy hardop geartikuleer het wat hy dink. En hierdie vriend het net besef, hy kan nie eers naby Augustine kom nie, hy kan niks doen om hom te help nie en hy gaan net weg. En Augustine gooi homself op die grond neer. En hy roep uit na God in sy trane, hoe lank nog, o God? Sien, Augustine was op rock bottom. Hy was aan die einde van homself. Maar net daar het God hom ontmoet. En hy hoor iets soos 'n kind se stem wat uitroep, pick it up, read it, pick it up, read it. En so gou as wat hy kon, het hy 'n Bybel gaan oopmaak en het val oor by Romeine 13 vers 13 wat direk sy sonde aangespreek het. En so van 'n oomblik van hopeloosheid en hulpeloosheid beweeg hy oor na 'n oomblik van hoop dat God hom kan red. En my vraag is hoe? Hoe gebeur dit dat jy van so ver onder en so hulpeloos niks meer kan doen en ewe skielik hoop hê dat God jou kan red? Die antwoord? Genade. Genade. Sien bietjie later reflekteer Augustine op hierdie gebeurtenis en hy skryf, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they find rest in you. En dis wat ons vanaand gaan sien. Dat Jona aan die einde van homself gekom het en hy op hierdie bodem was in die vis en geen uitweg gesien het nie en nie kon rus vind nie want hy het sy eie keuses en eie sonde gevolg. Maar wanneer God hom ontmoet en hy kan begin rus vind in God, kan hy gered word. En so ek gaan na 3 punte kyk vanaand. Gemors, genade, gered. Dis die storie van Jona in Jona 2, gemors, genade, gered. En ek wil jou vra, soos ek deur Jona se lewe beweeg, vra jouself vanaand die vraag, soos jy iewers kan identifiseer met Jona in hierdie storie, vra jouself die vraag, glo ek in hierdie genade? Glo ek in hierdie genade? En so ons begin, ons heel eerste punt, gemors. En ek wil hierso gaan ons in die Bybel werk, ons spring in by hoofstuk 1 vers 17, sien ons dat wel die vis het Jona ingesluk, en al klaar kan ons dink, dis nie te great nie. Maar Jona beskryf ons sy ervaring in hierdie vis, en hy begin vers 2, out of the belly of Sheol I cried. Sheol is 'n metafoor vir dood en leemte. Al klaar beskryf hy hierdie plek as 'n metafoor vir dood. Dis leeg daar, maar hy gaan aan. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me, vers 3. All your waves and your billows passed over me. Hy gaan aan vers 5. The waters closed in over me to take my life. Hierdie bedreiging van dood, dis hoe dit vir hom voel. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head. See gras is om sy kop. Water wat oor en oor hom spoel. Dis 'n gemors. Dis niks anders nie. Maar dan beskryf hy vir ons hoe ver onder hy is. At the roots of the mountains. I went down to the land whose bars closed upon me forever. Hy beskryf hierdie plekkie onder 'n tronk waar hy vas geketting voel en hy nie die sleutel het om hier uit te kom nie. Hy is so ver diep onder, daar's niks. Maar sien raak dat die skrywer hierdie woord down al van hoofstuk 1 af gebruik het. Dis amazing hoe hy vanuit Jona besluit het, hy gaan nie God
volg nie, hy gaan sy eie pad volg, wys die skrywer net hoe hy af en af gegaan het. Kyk saam, hoofstuk 1, vers 3. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. En dan in vers 5, but Jonah had gone down into the inner part of the ship and had laid down and was fast asleep. En nou weer in hoofstuk 2, he went down to the very depths of the ocean. Jonah is so diep onder, jy kan nie verder onder toe gaan nie. En daar is hy hopeloos en vasgeketting en voel hy van 'n tronk is met geen pad uit nie. Dis wat sonde doen. Sonde bind ons, sodat ons geen manier uit kan sien nie. En ek wonder wie van julle voel vanaand so. Ek wonder wie van ons voel soos Jonah so diep onder, dat daar net geen pad uit is nie. Maar ek wil hê julle moet sien, dat is hier onder op die bodem, waar God met Jonah kan begin werk. En waar hy met jou kan begin werk. Ons weet hier is waar. Ons weet dit van ons eie lewens en ons sien dit in die Bybel oor en oor. Abraham, Josef, David, Elia, Petrus, almal het deur mislukking, swaar kry en gemors geleer om totaal en al afhanklik te word van God. Timothy Keller het 'n amazing quote op hier in sy boek Prodigal Prophet. Dit behoort vir julle op te kom. He said, it is only when you reach the very bottom, when everything falls apart, when all your schemes and resources are broken and exhausted, that you're finally open to learning how to completely depend on God. As is often said, you never realize Jesus is all you need until Jesus is all you have. You must lose your life to find it. Sien hierdie is waar ons genade vind. En hierdie is waar Jonah genade vind. Sien vir Jonah om op te beweeg in die fisiese water en in sy geloofstoestand, moes hy eers aan die einde van homself kom. Net soos jy aan die einde van jouself moet kom as jy enigstens wil uitkom uit daai put uit. Sien die pad op is eers van alles af. Dis vernederend. Dis 'n nederigheid waar ons leer wat God aan ons wil wys, naamlik genade. Sien dis op die bodem waar die grootste geheime van God aan jou sigbaar word. Wie hy is, sy ryk genade is daar op die bodem. Maar dit was nie net eenvoudig vir Jonah om te wees op die bodem wat gemaak het dat dit begin verander het nie. Dit was gebed op die bodem. Sien gebed op die bodem, daar waar daar niks was nie, daar het Jonah besef, hy kan nie uit nie, hy kan niks doen nie, hy is vasgeketting, maar hier tree in gesprek met God en God met hom, en nou kan God vir hom iets wys van sy ryk genade, want hy is useless, en God gaan die werk begin doen. En so ons beweeg oor na ons tweede punt, genade. J.I. Packer het in sy bekende boek Knowing God vir ons 3 beginsels gegee van genade wat ons moet erken, verstaan en ervaar in ons harte voor geloof in God se genade enigstens moontlik kan wees. Sien 3 beginsels wat ons nodig het om te begryp voor ons kan glo in genade. En ons sien dat Jonah in die teks al 3 die beginsels verstaan en begryp het. En so ons begin by die heel eerste een. Die eerste punt van genade wat ons moet besef is, besef jou sondige toestand. Besef hoe sondig jy is. Ons lewe in 'n wêreld waar daar vir ons gesê word, jy te min selfrespek, jy dink te min van jouself, jy is nie so sleg soos jy dink nie. En wonder as iemand net vir jou sê, luister, jy is nie perfek nie, is daar fout. Ons almal sê, jy kan doen net wat jy wil, you do you, man. Miskien wanneer die Bybel dan ons sonde vir ons uitwys, voel ons nie, dis onregverdig. Ek kan nie daai vat nie. En so wat ons doen, ons stoot genade weg as onnodig en ons sê eintlik genade is 'n insult. Julle, ons moet begin om ons sonde te erken. En ek praat nie net van ja, ek is sondig nie. Ek weet hoe dit voel. Ek sê dit baie. Ek is sondig. Maar net daarna sê ek soos nee, ek spreek okay, jy is sondig. Ek praat van 'n diepe besef van hoe ver jou sonde strek in jou hart. En erkenning en identifisering van spesifieke sondes in jou lewe wat jou beheer.
Want sien, eers wanneer jy daai sondes gaan own up en erken, dan kan jy sien hoekom genade moontlik is. En sien, dis wat Jona gesien het. Jona het besef, hy is sondig, hy herken in vers 3, "For you cast me into the deep, into the heart of the seas." Hy herken, hy verdien God se oordeel. Hy het weggehardloop van God. Hy is die rede hoekom daar storm was, dis sy skuld. Hy herken sy sonde. En net soos Jona ongehoorsaam was en sy eie pad kies, moet ons besef dat wanneer ons in 'n gemorsplek is, dit heel waarskynlik is te danke aan ons sonde. Dis wat ons daar bring. Erken jou sonde. Die tweede punt is wat Packer noem spiritual impotence. Sien, dis nie net dat ons moet erken ons is sondig nie, maar ook dat ons moet erken dat ons kan nie ons sonde herstel of wegvat nie. Jy kan nie jouself red nie. En ons kultuur is gevaarlik in dit. In die manier hoe ons glo ons kan werk om hierdie sonde weg te vat. Ek kan hierdie uitsort, staan weg, I've got this. As ek sondig, en ek joke nie, ek sal letterlik my wekker stel vir 2 ure vroeër die volgende oggend. Want sien, dan kan ek gaan en ek kan bid en Bybel lees en dan kan ek op die ouend vir God amper al in 'n posisie plaas om te sê, jy kan nie vir my nee sê nie, kyk hoe lank het ek nou net gebid. Ons doen dit. Ons werk om ons sonde weg te vat. En wat ek wil hê is ons moet sien, ons kan nie. Dis 'n sonde en siekte wat ingekom het waar ons dink ons kan hierdie genade van God self verdien. En net soos ons daai probleem het om ons sonde self te wil fix, was dit heel waarskynlik 'n realiteit in Jona se tyd. Maar Jona verwerp dit. Hy het besef, luister, ek is so diep onder. Ek kan nie iets doen om myself te help nie. Ek is in 'n vis. Wie gaan my help? Wat kan ek doen? Ek's vasgeketting. Ek voel of ek in 'n tronk is. Dood bedreig my. Ek kan niks doen nie. Jona het besef, niks, maar niks wat hy doen, gaan hom kan red uit daai vis uit nie. Niks. Ek weet nie wie van julle Bono ken nie. Dis 'n Irish songwriter, en sommige sê hy is die world's most famous rockstar. Na Lucas. Maar baie sê dat, luister, hy het great maak en mense glo hy's 'n gelowige en ek glo ook so, hy het in 'n gelowige huis groot geword. En op 'n tyd was hy in 'n interview met 'n persoon en hierdie ou, hy wou heeltyd oor Jesus praat, met die ou wou nie regtig nie, maar op 'n punt het die ou kan 'n insult gegee op Christendom en Bono reply en hy sê die volgende, en dit behoort op te kom. You see, at the center of all religions is the idea of karma. You know, what you put out comes back to you. An eye for an eye, a tooth for a tooth, or in physics, in physical laws, every action is met by an equal or opposite one. It's clear to me that karma is at the very heart of the universe. I'm absolutely sure of it. And yet, along comes this idea called grace. To upend all that, as you reap, so will you sow stuff. Grace defies reason and logic. Love interrupts, if you like, the consequences of your actions. Which in my case is very good news indeed, because I've done a lot of stupid stuff. Soos ons almal. Toe vra in die interview, okay, maar soos wat? Hy wil nou weet, jy weet, bietjie ingrawe. En hy sê, that's between me and God. But I'd be in big trouble if karma was going to finally be my judge. He doesn't excuse my mistakes, but I'm holding out for grace. I'm holding out that Jesus took my sins onto the cross because I know who I am and I hope I don't have to depend on my own religiosity. Bono besef, hy kan niks doen om hierdie genade van God te verdien nie. Niks. Jy kan nie jouself red nie. Dis God se werk. Ons gaan nou na die derde punt wat ek wil hê ons moet verstaan en wat Jona begryp het, en dit is die koste van genade. En hier wil ek iets noem wat gevaarlik is onder ons. Ons spreek baie genade. En wat dan gebeur is, wanneer ons sondig, dink ons nee, dis okay, want genade is daar. Genade kan net al my sondes vervang, en ons noem hierdie cheap grace. Ons besef nie die ongelooflike prys wat betaal was vir genade om moontlik te wees nie. En ek wil hê ons moet dit sien. Jona 2 keer roep uit na die tempel. Hy sê vers 4, kyk daar, I shall again look toward your holy temple. In vers 7, and my prayer came to you in your holy temple. Hoekom?
Wat is die deal met die tempel? Klein teologieles, bear with me. Die tempel is die plek van ontmoeting met die heilige God. Dis waar God gewandel het. En in die middel van die tempel was daar die ark van die verbond. En bo op die ark was daar 'n goue palet met 10 gebooie wat ingegraveer was. Nou die mense het geweet, die Israeliete het geweet dat nie een van hulle kan daai gebooie perfek gehoorsaam nie, net soos nie een van ons kan nie. En daarom is God se oordeel en woede oor hulle en verdien hulle om gestraf te word vir dit. Maar as daar 'n vlekkelose, onskuldige lam gesterf het om die prys te vat van wat die mense moes vat en die bloed gevloei het en gesprinkel is oor daai goue palet, kan die mense se sondes vergewe word en kan hulle in gesprek met God tree. En so daai goue palet noem ons die mercy seat, die versoendeksel. En so Jona het geweet, slegs oor daai mercy seat kan hy in gesprek tree met God, want hy verdien God se oordeel en woede, maar te dank aan 'n vlekkelose onskuldige lam wat gesterf het, kan hy nou in gesprek met God tree, want sy sondes is vergewe. En ons weet dat aan hierdie kant van die kruis kan 'n prentjie van Jesus nie moontlik, mooier as dit, nie moontlik wees nie. Sien, Jesus noem homself die beter Jona. En net soos Jona 3 dae in die maag van 'n vis was op 'n diep en donker plek, gaan Jesus 3 dae na die diepste en donkerste plek moontlik, naamlik dood self. En hy neem jou sonde en jou gemors en jou moeilike omstandighede op homself. Hy vat die oordeel en wraak van God op homself tot in die plek van dood. Maar hy staan op en hy bring oorwinning oor sonde en dood. En jou sondes is vergewe te danke daaraan. En sy bloed het gevloei as 'n vlekkelose, onskuldige lam, sodat wanneer jy, soos Jona, in daai diep en donker gat sit met jou sonde en jou omstandighede, kan jy uitroep, o God, help. En hy sal jou kan help, want hy het sonde en dood oorwin aan die kruis. Is dit nie 'n ongelooflike mooi prent nie? En Jesus jou plek gevat het. Hy het die prys betaal het. Die diersame prys, sy lewe, sodat genade vir jou kan moontlik wees. Sien hoe diersaam genade is. Jesus het swak geword, sodat jy kan sterk word. Die tempel en die offersysteem bevestig al 3 die genade waarhede as fondasie. Ons is sondaars. Ons kan nie onsself red nie. En ons kan net gered word te dank aan die diersame prys van Jesus se lewe. Wanneer ons hierdie verstaan, hierdie 3 beginsels inneem, kan God ons red. Kyk saam met 3 punt gered. Ons sien dat genade nie gevind word in die highs van lewe nie, maar in die diep vallei op die bodem. Dis wat met Jona gebeur het. Hy was op die diep vallei, hy kon niks doen om homself te help nie. Maar toe hy God se genade begryp het, besef hy het dit nodig en die diersame prys en dat hy sondig en skuldig is en nie homself kan red nie, kom hy in vers 6 en hy sê, "Yet you lift me up from the pit, O life, O Lord." And yet, ten spyte van my sonde, kom God en hy is besig om hom te red. Hy was verlore, verdoem en vasgeketting en tog gered God hom. En nog voordat enigiets beter is, voor Jona op die land gekom het, nog daar in die vis, het hy begin dankbaarheid bewys aan God. En gereageer in dankbaarheid. Want as genade ons tref, kan ons nie anders reageer nie. En dit was nog nie dat hy op die mooi sunshine and roses plek was nie. Hy was nog daar in sy sonde, in die bodem van die vis. Jakkie grous. Maar hy het al klaar begin rejoice in wat God vir hom gedoen het. En sien, dalk is jy daar op die bodem en tot jy nie kan erken, jy kan nie jouself red nie, en dat dit jou sonde is wat jy daar hou, kan genade nie na jou toe kom nie. So vra jouself, erken ek dat ek is op die bodem en ek kan niks doen om myself te red nie? As jy dit kan erken, kan God sy genade aan jou betoon en hy kan jou red. Bono het 'n lied geskryf met die naam Grace. En die eerste vers gaan so: Grace, she takes the blame, she covers the shame, removes the stain. Maar dan gaan hy bietjie verder en hy sê it's significant. Because grace makes beauty out of ugly things.
God verander Jona se gemors daar in 'n mooi ding. En net soos Jona hierdie konsep van genade nou begin by mekaar sit, roep hy uit, salvation comes from the Lord, uitroepteken. Salvation comes from the Lord. Sommige sê hier is die hoofpunt van die Bybel. God red en hy alleen. Niks wat jy doen kan jouself red nie. Dis nie helfte jy of helfte God nie, dis God alleen. Nie jy of jou vriende of jou foon of jou harde werke nie, maar God. Dis die goeie nuus. En omdat God ons red, en jy niks deel het daarvan nie, en hierdie genade net gekom het, en jy dit kon ontvang en glo daaraan, kan ons nie anders as om te praat daaroor nie. Amper ek stil bly, ons wil nie stil bly nie. Sien wanneer genade jou hart vul, jy besef tot watter lengte Jesus gegaan het om hierdie genade moontlik te maak, kan jy nie stil bly daaroor nie. Ons moet reageer in vreugde en dankbaarheid. Dis die motivering vanaand vir 'n missionale lewe. Dat wanneer God jou red en sy genade jou tref, jy nie kan stil bly daaroor nie, maar ander hier buite moet hoor daarvan. Sien, God het Jona gaan haal daar uit die vis uit, sodat Jona die boodskap van hoop aan Ninive kan vat. En God red jou sodat ander gered kan word deur sy genade. Want hy is 'n God wat red. Nie 'n God wat jou red nie, 'n God wat almal wil red. John Newton, gebore 1725. Gelowige ma, ongelowige pa. Sy ma het baie vir hom gebid, maar op die ouderdom van 7 is sy ma oorlede. So groot geword onder sy pa wat 'n dronkaard was, en soos Newton groot geword het, word hy 'n matroos. Letterlik 'n matroos. Hy kon vir 2 ure lank vloek sonder om homself te herhaal. Ek weet nie hoe dit moontlik nie, maar dit gebeur. En so mense het nie van hom gehou nie. Mense het regtig nie van hom gehou nie. So erg dat iewers met 'n trip langs die kus van Afrika vergeet hulle vir John Newton. En nooit gedink om terug te gaan en hom op te laai nie. Hulle het regtig nie van hom gehou nie. En so daar tel mense hom op en hy word 'n slaaf. En hy lewe in horribale omstandighede. Letterlik geëet van die grond sonder om sy hande te gebruik. Hy's gemartel, hy's uitgehonger. Verskriklik. Daar's baie details gaan lees oor, maar vir 2 jaar lank het hy aangegaan. En toe het hy 'n manier gekry om te ontsnap. Stuur 'n fire signal en daar kom 'n skip en sien dit en tel hom op. Mense dink Jona het besef John Newton het besef hy iets verkeerd gedoen, maar hierdie woede in hom van wat mense aan hom gedoen het om actually gedryf om presies dieselfde te doen. Wat baie is. So hy word 'n slaafhandelaar. En hy gebruik mans en vrouens en kinders en koop en verkoop hulle. En so sy voltydse werk was letterlik om families op te breek en mense se lewens te vernietig en hel te maak. Hy was 'n monster. Maar soos God doen, stuur hy 'n storm. En in hierdie storm besef John Newton dat hy gaan dalk nie uitkom nie. Hy gaan dalk nie lewendig uitkom nie. En sy doen iets wat hy waarskynlik gedoen het toe hy 7 jaar oud was en hy bid. En hy bid 3 woorde. God, help my. En God het. En hy kom lewendig daar uit. Word siek, word afgeskop van die boot, vriend ontmoet op land en hierdie vriend nooi hom na 'n byeenkoms waarskynlik soos hierdie. En Newton hoor die genade van God wat sondaars kan red en vergewe, ja, selfs 'n sondaar soos hy. En die Gees het gewerk en hy het hierdie geglo. En van daar af gebeur 3 dinge in Newton se lewe wat maak dat ons weet van hom vandag. Die eerste is hy word 'n pastoor. Want as God se genade jou tref en jy jou red, kan jy nie stil bly daaroor nie. En sy manier was wel, as God my kan red, moet almal dit hoor. En so hy het gepreek en die evangelie versprei. Die tweede ding wat hy gedoen het is, na hy die roupskin van die slawe, hy self een was en 'n slaafhandelaar was, besluit hy, okay, ek gaan dit nou stop. En so hy werk sy lewe lank om slawerny te stop aan die kus van Afrika. En ek dink hy het reg gekry sonder om oorlog te begin, wat amazing was daai tyd. En die derde ding, wat maak dat ons, meeste van julle nou gaan weet van wie ek praat, is hy skryf 'n lied, Amazing Grace. Want as genade jou tref, kan jy nie stil bly nie, maar jy wil sing en het hardop express. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, grace my fears relieved. How
precious did that grace appear the hour I first believed. Hy het God se genade ontvang. And grace made beauty out of an ugly thing. Ek weet nie waar jy sit hier vanaand en wat jou toestand is in jou lewe nie. As jy gehoor het van hierdie Jesus, en jy weet jy het nog nie geglo in jou lewe oorgegee aan hom nie, wil ek vir jou sê, jy is nie te diep onder vir Jesus se genade om jou te kom haal nie. Hoe dieper jou sonde, hoe dieper gaan sy genade. Hy kan en hy sal jou daar red as jy vashou aan wat hy gedoen het aan die kruis. Ek beloof jou dit. Dis wat Jesus doen, hy red. Ek weet nie waar jy is nie, ek weet nie wat aangaan in jou lewe nie, maar kan jou red. En as jy dink, maar ek glo in God en ek glo in Jesus, maar nog steeds het ek hierdie sonde wat my vashou en ek voel nie of ek hier kan uitgaan nie, wat dan? Jy sit hier soos Jona wat waarskynlik geglo het in God, hy was 'n profeet, hy het waarskynlik groot teologie gehad, maar hy was op die bodem in 'n vis. En so sit jy dalk hier op die bodem met vrees. Met vrees dat mense nie jou gaan aanvaar vir wie jy is nie. Vrees dat mense jou gaan verwerp. Anxiety, depressie. Jy sukkel met sonde wat jou bind soos pornografie, wat jou lewe vernietig en oorneem. Lust, seksuele sondes, verslawings waarvan ek nie weet nie. Jy sit met al daai en jy dink, hoe kan ek hier uit? En ek wil vir jou sê, Jesus het gesterf en die dood oorwin sodat hy jou daaruit kan haal wanneer jy glo in sy genade. Besef jy kan nie jouself daarvan red nie. Besef jy is aan die einde van jouself en sy genade sal jou daar kom haal. Ek beloof jou dit. Jesus wil jou vanaand uit daai sonde red. Hy wil die kettinge breek. Hy het die sleutel tot lewe. Tim Chester het 'n quote wat hierdie mooi opsom en ek wil helemaal dit saam met my lees. We see in the cross the amazing love of God towards sinners. The sight that exposes our sin is the exact same sight that reveals God's grace. The moment of despair is the moment of hope. Jesus cried from the cross, "It is finished." It is finished. There is nothing left to do, nothing left to pay. The guilt of your sinful habit, wat ook al dit mag wees in jou situasie, is cancelled if your faith is in Christ and his cross. Our sin is great, but God's grace is always greater. Where sin increased, grace increases all the more. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. God kan jou red. Maak saak waar jy is nie. Redding begin nie en eindig nie in 'n oomblik nie. Dis 'n proses. Dit was vir Jona. Ons gesien in Jona 3 en 4, God het hom nie dadelik daar gered nie. Hy het nog baie issues gehad. Maar dit was 'n beginpunt. Toe hy erken het dat God se genade is genoeg vir hom. Sien, Jona was gered in die liggaam van 'n vis. Jy kan gered word in die liggaam van Christus. Die beste geskenk wat God ons gee, is ons. Is nie hoe belangrik dit is om deel te wees van 'n kerk waar jy gereeld besoek en mense leer ken sodat jy vertroue kan opbou en jou sonde kan bely aan ander. Ek nooi jou uit, as jy sit vanaand met sonde en 'n situasie, omstandighede wat jy so omring en so in 'n diep en donker gat laat voel, kry 'n broer of suster en deel met hulle. Kry 'n vriend wat jy vertrou en deel met hulle, as jy nog nie doen nie. Ek beloof julle, daar's niks so vry soos om 'n geheim wat in jou hart vasgevang is te deel aan iemand en daai persoon vir jou te bid en jy net kan sit en God se genade ontvang nie. Ek nooi jou uit. God red ons deur sy kerk. Ek sluit af. Augustine het geglo in God se oneindige genade. En hier is wat hy skryf aan die einde van sy lewe. Toe hy reflekteer op wat God gedoen het. How sweet all at once it was for me to be rid of those fruitless joys which I had once feared to lose. You drove them from me, you who are the true, the sovereign joy. You drove them from me and took their place. O Lord my God, my light, my wealth and my salvation. Kom ons bid.
Here Jesus, U red en U alleen. Hier sit mense vanaand wat gebind voel deur sonde, wat hopeloos in 'n gat voel en ek weet U het vanaand die woord gebruik om met hulle te praat. U Gees het gewerk en ek pleit by U, mag hulle nie vanaand dit net al los nie, maar mag hulle uitroep soos Jona uitgeroep het en roep na U o God en weet U sal hulle daar kom red. Want U genade is oneindig. Here, ek dank U vir die woord. Ek dank U vir die mense. En ons dank U vir die ongelooflike liefde en genade. In Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.